Cool. So, ladies and gentlemen, Skalk beside note. This is a professional setup. That's a professional The people setup. can't see because they just see us and the mics, but there's 3 lights, a proper like photographer light there. There's a Musa screen there. It looks like we like Dude, doing FBI surveillance. Dude, I set it up, my friend. Ek het probeer kyk, hierdie podcast is whatever ons wil wees. Ek gaan Afrikaans praat. Well, okay, ons Cool. kan, ja. So, hierdie hele ding, ek het dit net so maklik gemaak as moontlik om dit in my huis te kan doen. Ja, nee, Anders maar dis Maar toe, jy weet, ek Dis het 'n bietjie crazy. overboord gegaan met die gear na een of ander tyd en my vrou gesê is nou op tyd om trek handbrake op. Veel geluk, dude. Comrades. Kyk aan so. Comrades gehardloop. first of many, ek sê julle. First of many. Maar luister, jy hardloop nou al jare. Jy Ja. Dude, jy Maar my mense het nie geweet ek hardloop nie want soos I don't advertise my running. Well, there's nothing to advertise. Ja, Jy but weet soos want I run just for fitness, I just do jogs. My running is not impressive. Okay. So as ek 'n 5k of 'n 10k gaan doen, Ja. dis nie soos ek wil vir almal wys, kyk my kakstadige 10 km wat ek gedraf Ja, het nie. So ja. I don't do Strava and all this stuff. I don't even have like the most professional running gear en goeders. Ek is Ja. nou maar net soos your average runner. En met draf is dit 'n baie natural progression. Jy begin maar met 5k en dan naderhand doen jy 10k en naderhand is dit 10k soos kan ek doen. Ja. Ek is nie eens moeg nie. Ja. Dan sit soos halfmaraton, maraton en toe was Comrades nou maar net die kind of the obvious Ding om te doen. next step. Hy jare toe in Linden gebly het. Onthou Ja. ek het jy so gehardloop. Ja, Ja. ek hardloop nog altyd want die ding is ja, gewig optel. Hey Sorry, man, ek wou nie dude, na jou toe wys nie. by the way, soos almal Want almal gaan ek sê nou nou vir hom, "Jo, kyk hoe jonk lyk jy daar." Toe sê hy en maar, toe sê ek soos I didn't want to say it. nee, ek gaan nou vir jou iets sê wat Skalk het. Hy het nie 'n filter nie. So like vir jare sê hy al ek is dik. Ons het eendag in Parkers ingeloop en sê, "Fuck, maar jy's dik geword." Hy has no care for one's feelings. Like niks. Anyway, so Maar jy's nie dikkie, jy's soos cuddly. Dude, ek is dik Jy's man. cuddly. Nee, is too late nou. Jy's teddy bear. Al die jare Jy's 'n teddy bear. Al die jare se abuse kan jy nie nou in een sin kom uittrek nie. Maar die ding is ek tel net gewig op in my maag. So as ek gewig optel, dit 'n is weird soos- boepie. Dan ek so dit lyk of ek swanger is. Ja. Want dit is soos 'n person like a medium sized person en dan net soos hierdie so Ja. ek het ook begin draf want soos I just need to keep my boob in control Ja. en ek wil nie hoef te kat op wat ek eet en drink nie. Ek like my biertjies, ek like my wyntjie. Ja. Ek wil nie dit hoef te monitor nie. So dan draf en dude met stand-up, wow, soos the amount of moeilik, material and punchlines wat ek want jy het nie 'n foon nie. Of as jy by jou het, is hy Ja. in Hy's jou in 'n sleeve of in whatever. jou sleeve. So jy het nie daai distraction nie. Ja. En dan baie keer het ek 'n joke en ek kan net nie die punchline kry en dan gaan draf ek 'n 10 kilo. Jy weet, dis 'n uur. Dan sê ek soos teen die einde van hierdie uur moet gaan ek 'n punchline hê. So net vir daai hele uur dink ek net heeltyd aan punchline and every time like by the end of it I'll have it. That's amazing. That's really want ek het begin loop. By the way, ek het 10 kilos verloor die jaar, maar Skalks in dit. So it's awkward now. Luister, maar met hy gelopery, ek het hier so by die begin hier in die belts loop. Ja, because as your phone is a distracting ding. Phone is evil, ek sweer. Ek hou al hoe minder van hom, maar ons moet soos You have ek to en be jy, present. Dit kan nie. Vir Ek ons kan nie werk. of ja. ons kan nie, Ja. maar yes man, dit vat net as jy by die huis is, jy kan nie kreatief wees want jy's heeltyd op die foon. Jy kyk heeltyd na ander mense se creativity. Dude. En jy gaan, "Oh, dis cool. Dis funny. Dis nice." Dude. Jy vergeet om soos jou eie goed uit te dink. Ek equate dit aan fast food vir jou brein. It's terrible because I dopamine hit wat jy kry wat jy so scroll. Ek moet op 'n tyd besef dat it's way out of control. It's nog steeds out of control. Ek moet my telefoon hierso in die kantoor toesluit sodat ek en hier van 6 uur af net by my familie kan wees. Anders is dit die hele tyd elke keer as daar 'n bel afgaan of 'n ding jy wil net kyk in die ding. Ja. So it's terrible. But anyway, so nou die Comrades. So jy het onder 10 ure gehardloop. That's a massive achievement. Ja, Veral vir die eerste een. ja, dit was net soos ek was half I'm just gonna go for it. Jy weet, ek is nou die fikste wat ek al ooit was.
ek het op die dag goed gevoel, want dit kan ook gebeur dat jy die oefen ingesit, maar op die dag is net daai iets is net af. Als op die dag het net soos perfectly in plek geval en ek was soos, weet jy wat, ek gaan nou gooi. But don't make it. Ek was nou nie so super ernstig oor ek moet 'n sub 10. En ek sou nie teleurgesteld wees as ek dit nie gemaak het nie. So ja, toe gooi ek daai vir daai sub 10 en jy het sterk gelyk. Kyk, ek het sterk. Daar was mense sleep word oorgesleep. Maar jy het sterk gelyk. Jou bene, jy het nog gestaan en gesels met mense. It's amazing. Wel, ek is dankbaar vir Bellito vir die laaste jaar en 'n half wat ek daar bly, want Bellito se dis nie plat in Bellito nie, dis net op en af. Dis of so af of so op. Okay. En die Comrades is heeltyd op af. Jy gaan amper nooit net plat nie. Dis of op of af. Wat was die moeilikste deel van die Comrades? Want jy het 'n downhill geran, right? Nee, ek weet nog niks van hardloop af. Die down, maar selfs al doen jy die down, die hele eerste helfte, omtrent die eerste marathon, 42 kilos is op. Ja. En dan begin jy stadig maar seker down gaan en die ergste is seker maar die laaste 10 kilos of so, want jy gaan down. Ja. Maar jou bene is seer, maar omdat jy afdraande hardloop, moet jy heeltyd so half breek. Ja. So daai impak op jou bene is moerseer. Ja. Maar ek het 6 Myprodals gedrink in daai laaste 10 kilo. Dude, van die begin tot einde. Bruce Fordyce sê almal verloor hulle, my laat skrik. Almal verloor hulle toonhals op die dans. Apparently verloor mense hulle toonhals. Ek het nie dit geweet nie. Ja, nee, want ook jou voet is heeltyd so in jou teen jou skoen vas, jy weet, wat jy heeltyd daai impak het. Luister ek in die hele dag praat van hierdie Comrades en because it fascinates me. Toe jy oor hardloop, is ek emotional, ek weet nie hoekom nie. Maar ek dink almal die een ding wat ek heeltyd vir mense sê, en Bruce Fordyce is eintlik ook 'n groot ou wat dit advocate, want hy's baie betrokke met parkrun en hy sê enigiemand kan hardloop, jy weet, daar's stories van Gerard Stein. Ja. Toe sy 'n paar jaar terug was in 'n normal corporate job in Dubai. Started running. I'm pretty good at this. Word sy professionele atleet, soos maar laat in haar lewe. Ja. So ek het nie geweet nie. Dit is sy is nie al van kindsbeen af, jy weet, 'n professionele. Dis 'n Zola Butt storie nie. Okay. So begin by 'n parkrun. Naderhand, ek beloof jou, na 'n paar parkruns gaan jy al 10 kilo kan doen. As jy elke week of elke dag 'n klein bietjie doen, in no time gaan jy 21 doen. In no time gaan jy marathon doen. Jy gaan Comrades kan doen. Al stap jy meeste van daai 12, daar's mense daar wat hardloop doen. Dit is oomies wat lyk soos my pa, met soos 'n boep, 60 jaar oud, maar dis net jy moet net jou bene gewoond maak. Soos ek wil amper sê soos amper enigiemand kan die Comrades doen. Dit is net die tyd wat jy moet insit. Dis die moeilike deel. Baie tyd. Ek sal sê die tyd om die tyd te vind om te oefen was moeiliker as om die actual Comrades te doen. Is dit? Want jy moet soos jy het gesê, ek het gesien jy gesê 80 kilos 'n week. Ja, en dit is omtrent 10 ure wat jy moet vind in 'n week iewers. That's a lot. It's a lot of time. Jy weet dis is 2 ure 'n dag wat jy moet nou skielik iewers kry. Daai is baie tyd. En jou pa het jou gehelp. Ja, soos hy was 'n goeie atleet en hy het net so vir my half 'n very rough training plan gegee, maar ek het nou nie soos 'n nutrition gedoen en strength training in die gym. Ek het net gedraf. Okay. En dit was genoeg. Skalk se ouers ken hulle nou al julle paar jaar. Is my favorite comedy ouers. They must be the number one comedy. Nee, because they must be. Want jou ma kom shows toe. Jou ma kom baie keer goed toe. En my ma gaan shows toe waar ek nie eens optree nie. Sy gaan net na shows toe. Ja, I love that. And she's discerning. Sy het sekere mense wat sy watch en sekere mense wat sy don't watch. And when I bump into them, I'm always happy to see them. Ja. Shame. Hulle volg al ook vir iemand soos jy, soos they saw you, omdat ek en jy similar tyd begin het. They also saw all my friends, like from the coming up the ranks, jy weet, soos die progression so stadig. Ja, soos my ma, haar favorite comedians, haar 2 favorites is Pop-Pops en Dylan Olifant. Yes. En sy het ook hulle gesien van dat hulle nog basies begin het in parkes, not even headliner yet, jy weet, soos daar in die clubs.
So dis cool. So hierdie interview is hard. Ek het al 'n interview gedoen met Skalk. As jy wil sien where he comes from and all those things, jy kan dit gaan watch. Is ook op my channel. Maar die interview is meer of 'n chat want Skalk se lewe as baie goed om oor te praat. Funny goed is Skalk was like sort of like hy begin en net jy het vlam gevat. In die eerste jaar was jy 'n massive comic. Dit het vir my so gevoel. Die eerste jaar, ek het 'n jaar na jou aangekom. Toe doen jy al Comedy Central goed. En dit het nie vir jou so gelykie, maar vir ons almal, al die ouens is open spots en jy doen soos 'n Comedy Central, you definitely took off early. Het nie so gevoel nie, want ek dink daar was 'n goeie jaar van in Kaapstad. Ja. Waar ek net open spot en dan so twee maande in Joburg in die universiteit in the university holidays that I like did Parkers and stuff, and then I would say like from second half of 2012, so maybe like a year and a half, started getting more opportunities and stuff. But I think it was maybe because in Joburg it felt like it went quick, because by the time I got to Joburg, jy weet het ek my set hier al nogal refine. Yeah. So by the time I did Joburg gigs was like 6 months in. Yeah. I could make sure that I kill every time, want soos ek het my set hier gebulletproof Okay. in Kaapstad. Because to us it looked like On the club scene. And by the time I got to Joburg was daai set so shit tight, jy weet. Ek onthou hy outfit het so blou MP gehad met 'n broek similar to die ene. And it was just so like the angles you're coming from, so different. I remember it like jou sets onthou ek spesifiek. Because also like was baie min ouens Afrikaans dudes that were like flying. I think jy was like daar was Hannes en daar was Melt en dan was die jong lady. Ja, ek dink wat my maybe laat uitstaan het was ook net soos daar was nie okay, soos Casper is 'n alternative Afrikaans en Hannes en Melt ook, maar ek dink net wat is want ek was nog so jonk. Ja. Ek was 19 en ek het baie distinctive features gehad want dit soos hierdie moesje afro en 'n snor. So net visually was dit moeilik om my te vergeet na die show, want even if I wasn't the funniest on the lineup, dink ek visually so mense sou onthou het soos die dude met die snor en die afro met die jerseys, want dit was net so en met die kleurvolle truie en dit was not intentional dat ek daai goed gedoen het om mense se aandag te kry. Dit was hoe ek aangetrek het, maar ek dink net soos en ook dan soos ek het toe nog so baie stywe skinny jeans gehad. Dit was nog cool. Ja. So met hierdie baie stywe skinny jeans. So ek dink net toe as ek al op die verhoog stap, was dit vir mense soos wow, something different happening. It's different. En ook dit was nie daai soos of polisiekar tipe wat skinny jeans dra nie, want I wasn't like a rocker. Ja. So dis soos half 'n kombinasie gewees van rock and roll, want daar was iets stywe jean, maar dan ook soos very nerdy met hierdie soos 80s stry. So ek dink dit was vir mense 'n unique look, maar soos ek sê, was regtig want tot vandag toe is daar mense wat dink it was all planned. Dit was 'n karakter, 'n tipe persona wat soos ek het dit soos basies gebrainstorm. Ek gaan nou die treie doen en ek gaan my hare groei en ek sê nothing. It worked out great, maar ek het dit nie so beplan nie. Didn't plan it. It was just you. Ja. En luister, jy weet dit sou nie gewerk het nie. It was like al hierdie jy paint yourself into a corner. corner. Mense dink nou nog Skalk is 'n stage name. Regtig? Ja, hulle vra my soos wat jou regte naam? Wat is jou regte naam? Johan. Skalk Besaidnout en dan wat is jou regte naam? Ons sê soos Pieter Labeskag nie. Soos hoekom sal ek Skalk Besaidnout kies? Hy het al soos so random. Ja, 100%. Luister, jy het ook like I the sense of dread. Ek onthou een keer het ek vir jou, ek maak 'n joke met jou. En ek sê vir jou, weet jy onthou jy dit? Ek sê ek gaan in hierdie naweek hankie toe aan my ouma te klomp. My oorlede ouma te klomp fucking jerseys daar so wil jy hulle hê. Toe text jy met die nag. Luister, was jy ernstig oor daai jerseys? Jy was so intens. Ja, maar dude, ek het dit collect. Ek het 'n collection. Ek nou nog in my kas, soos ek het 'n insane collection. Ek love it. Ek gaan dit eendag af auction for charity. Dude, I'm sure it'll do well, want kyk van daai goed is in specials, Netflix. Van daai is ook net soos al van die 80s. Dit is proper collectors items. Nie omdat dit myne is nie. Ek sê nie dit nie. Ek bedoel net
for hipsters that still wear that, soos het ek ek het die collection, want jy kry dit nie meer toe dit cool geword het. Was dit opgekoop in die winkels. Jy kry dit nie meer in hospices en goed. En ek het dit gekoop toe dit nog soos en as jy dit nou na hospice sit, gaan hulle jou R1000 charge vir dit, want hulle weet dis 'n en al die laities kom in vir die jerseys. Ja. Ek het dit nog gekry toe dit baie algemeen was en niemand het wou koop nie. Ek het daai goed gekoop vir R50, R100. Ja. Amazing. Ja, weet jy ek weet nie wat se roast was dit nie, maar ek dink dit was Tumi Marake. Ek het my vrek gelag toe sy het vir jou gesê, het was in die roast competition, toe sy vir jou gesê het, 2 people died in that jersey, Skulk and the person that used to own it. Sy het gesê, tonight 2 people are gonna, it would be that 2 people died in that jersey. It's hilarious. En sy het geopen met dit. Ja. Dus ek soos, now if I die, dit is soos 'n prophecy wat sy dan oor my gespreek het. Dus ek soos, it was a good roast, but now, if I just don't die, then it kind of, maar, dat was a great line. Roast. Dude, I'll always remember it. Jy travel baie. Like, ek sien jou, jy's oor see, jy het, there's definitely a massive shift in waar jou career na toe, well, feels like a shift where your focus is. Ons sien baie meer full-blown, full-board tours, Europe, Australia, New Zealand, en sê my, wat is die, like, what's been happening? Want, because ons kyk van buite af en ons like, wat skit met Skulk, jy weet, like, because jy toer baie internationally, en dit doen goed. Ek onthou jare terug het jy begin met Edinburgh. En nou is dit soos, en dit voel vir my asof jy meer oorsee is as wat jy hier is. Laas jaar was al die meeste en dit was toe 50-50. 6 maande oorsee, 6 maande hier. So dan sê jy nou, okay, van June af of van August of whatever, ek loop nou. Ek wil nie ooit so 6 maande aan een dag wees nie. Ja. So die 6 maande is nooit in een go nie, dit is gaan vir 2 weke, kom terug, gaan vir 'n maand, kom terug, gaan vir so lank, kom terug. Ja. So dis heeltyd in en uit. Maar ja, ek dink my goal was al van die begin af, soos I just want to see how big I can take this thing. Jy weet, soos ek wil nie stop in Suid-Afrika nie. My goal was nog altyd soos ek het nie 'n spesifieke ding soos The Daily Show, of ek wil 'n Oscar wen, of ek wil dit, of ek wil... Dis net soos, just how big I can. En op die ou einde wil ek kan, as 'n ou man, terugkyk op my lewe en gaan, this is how big I got to, want ek het hard gegou vir dit. Soos ek wil nie terugkyk en gaan, soos, this is where I got to, but how big could it have been if I put more in? Soos ek wil als insit en dan gaan, that's where it got to, en ek het vrede daarmee, want ek het alles ingesit. En luister, is vir my evident, want ek is ou wat ook try om oor see te gaan en alles te doen, en is a lot of sacrifice. Is great, I mean, it's such a gift to be able to go overseas, maar ek dink die mense, like, wanneer ek jou watch, en dink ek net aan, dude, that's another hotel op jou eie, en nog 'n land, jy weet, it's great most of the time, maar as aande, jy like, jy ken niemand in hierdie dorpie, en jy sukkel om hierdie kaartjies te verkoop. And you know, it's a grind. There's few things as depressing as being in a foreign country. You don't know people. Like, you don't have friends in that. And your show sells Skulk. Ja. Want as jy nog in 'n stad is, jy ken niemand, maar jy loop daai aand uit voor 300-400 mense. Oh, what a pleasure. Fine. Voels soos familie. Jy gaan na die tyd, anyway, in die foyer, gaan daar altyd mense wees wat sê, ons gaan vir 'n dop kom. Ja. Maar as jy dan soos vir 50 mense gaan optree in 'n 300-seater, jy weet, dan is moeilik. Dit depressing. Die laaste keer wat dit met my gebeur het, ons is in Wellington, ons was so 20 mense op 'n Dinsdag aan. En nou is dit miserably koud in. Ja, Wellington, dude, dit is 'n tough one. En weet jy wat's weird, wat gelukkig vir my, die volgende week gaan ek Auckland toe en is 1000 mense. So like, ek is like... Het jy die Bruce Mason gedoen in Auckland? Ons het laas jaar die Bruce Mason gedoen en 'n jaar voor dit het ek die festival gedoen, New Zealand Festival, toe doen ek die 500 seater. Okay. So laas jaar het ons 500, jy correct. Maar at least is it like a massive buzz. Ja, ek het hierdie jaar die Bruce Mason gedoen, dit was amazing. Bruce Mason's day is amazing. Ek kan Mark se show was by die Bruce Mason. It's amazing. En man, is net lekker want like
is so by Suid-Afrikaners in Auckland, they come out. They come out to a party. Nee, want hulle weet ook, dit is kak ver Dude. vir die artist om daar uit te kom. En hulle weet, Ja. jy, in die jetlag waarmee jy deel, so hulle so shame, jy weet, jy het hard gewerk om hier uit te kom, the least that we can do is come to the show. Dude, en sê net vir mense wat 'n pammeling vat jy as jy vlieg. Nou die mense weer dit. Like jy vlieg, New Zealand's aan die ander kant van die aardbol. Laas keer toe vlieg ons, 11 ure verskil. dude, ek het 'n hektiek. Ek sien jou skedules en dink ek, joh, dis heavy. Want dan vlieg jy vlieg van, sê nou jy het nou klaar Australië toe gevlieg. Dan vlieg, laas keer het ek gevlieg Sydney, Wellington, Auckland, terug Sydney toe, Suid-Afrika toe. Alles in so 5 dae. Jy het begin, wanneer jy terugvlieg, jy begin so 'n bietjie stir crazy word, want jy sit in hy pyp nou al vir ure. Oor so 'n week at least. Ja. It's heavy. Wel, daarom as ek Australië toe gaan, ek gaan altyd vir lank. So dit is nou hierdie jaar weer, ek het dit daarom hierdie jaar reg gekry met op te breek in plaas van 2,5 maande aan een, was dit 2 weke toe kom ek terug. Want my vriend het getrou en ek was so half al deel with the jet lag, maar ek wil terugkom vir 2 weke en toe gaan ek weer vir 'n maand en 'n half en daai maand en 'n half was baie makliker as om 2,5 maande. Maar ja, dan jy weet na 'n week dan het ek soos geclimatise en goed en dan is dit fine. Dan is dit net so half my second home vir daai maand. Wat nice is wat ek sien van jou, because jy weet wanneer jy begin 'n toer oor see, dan you become part of a global community. Ja. En ek sien mense wat ek ken met jou en wat nice is you've really immersed yourself in that community. Ek dink die mense sien jou meer, kry jy nog meestal Suid-Afrikaners wat shows toe kom? Meestal, maar ek begin sien. Nou die verskil sien. Soos hierdie jaar kon ek nou regtig, dit was nou my 3de keer in Australië. Hierdie jaar kon ek nou regtig sien, okay. Dit begin meer Aussies en dis presies wat ek wil hê al van die begin af. Jy weet, soos ek wil hê die Suid-Afrikaners moet altyd kom, maar the whole point is to like build the international audience eventually. Ja, en jy wil is 'n training ground sodat jy goed meer universal kan wees. Ja. Vir my 6 jaar is my 5de jaar wat ek nou gegaan het. En die eerste paar jaar is dit niemand gekom nie, want niemand het eers geweet wie ek is in Suid-Afrika nie. En dan toe begin dit net Suid-Afrikaners, which is fantastic, want sonder hy Suid-Afrikaners kan ek dit nie doen nie. Like it literally doesn't make sense. Hulle om hulle chommies. Hulle bring hulle chommies en elke jaar gaan dit van 100% Suid-Afrikaner, nou is dit so 30%. So as ek uitloop, dan sien ek, nou as ek 'n joke vertel wat heavy Suid-Afrikaanse ding het, of gooi Afrikaans in, dan is daar so dip. So die maak jou, is weirdly exciting, want jy like, nou is dit, as meer mense wat van hier inkom. Maar dis ook maar, jy weet, like it's it's maar net 'n tyd ding, you know, you have to just keep on going, I guess. Ja, en ek bedoel, dis moeilik om, dit is, ek hou ervan om te kla, maar ja, soos jy sê, dit is so groot blessing en 'n voorreg en al so, mense wil nie altyd praat oor die challenges nie, maar ja, en ek gaan nie lank daaroor praat nie, maar dit is maar net, dis meer as wat mense dink, jy weet, mense gaan, wow, jy sien die wêreld, en dit is ja, maar ek sien ook nie my huis nie. Ja. En ek love my huis, ek love my honde, en ek love my vriende, ek love my familie, en ek sien hulle nie, en dit is kap moeilik, en dit is 'n huge sacrifice wat mens maak, en ek wens ek het genoeg geld gemaak daar, of die goal is om eendag genoeg geld te maak, dat ek soos vir my 5 beste pelle kan gaan, kom. Ons gooi saam. Ek sê net wanneer, I'll book your flights, ek boek vir jou hotelkamers hierso, julle kom kuier. Ja. En dan se 2 birds with one stone. Ek toer oor see, maak ook 'n jol met my pelle, maar op die oomblik is die geld nou nog nie heeltemal daar nie. En ek sê altyd vir mense, hulle verstaan nie hoe duur dit's duur man, like net om myself te vat vir 3 weke is so expensive. Want dit is vir die, jy weet, soos Kevin Hart, jy weet, soos hy toer saam sy pelle, want hy kan hulle basies op sy payroll sit. Ja. En ook hy sê hy bra, kan jy foon vashou? Okay, jy's my nuwe social media ou. Hier's vir jou salaris. Jy sny nou hare. Ja, kan jy 'n klipper werk? Ja, okay, jy sny nou my hare. Ja. Hier's vir jou salaris van soveel $1000 'n maand. Ja. And he just surrounds himself with his friends. Maar hy het genoeg geld om dit te doen. Jy weet, ek het al gedink, soos ek het 'n vriendin
wat ons is so goeie pelle en ek het al gedink soos en sy sal 'n great agent wees of 'n tour manager. En as ek soos haar salaris wat sy nou maak kon match. Ja. En ek het vir haar gesê kom werk vir my en kom net saam op toer. Ja. En be the tour manager. Ja. En ek het altyd 'n pel by my, Ja. maar so sy verdien goed. Ek sal nie haar salaris kan en weet jy die ding is ook ongelukkig verdien as sy. jy nou 5 mense om jou het, soos ek verstaan like ek bedoel ek was nog nooit in 'n posisie soos hy nie, maar as jy nou 5 van jou vriende om het, is soos dan is dit soos 'n gig in Suid-Afrika. Ja. Baie materiaal kom uit jou vriende uit. Hè? Ja. Tonne. Jy kan ek sê vir jou jy skryf 'n hele show op hy toer. Ja. Presies en jy en dit is alles is lekkerder. Ja. Die vlieg is lekkerder, die Uber na die lughawe is lekkerder. Ja. By die lughawe, dit is my een van die boringste dele van toer. Jy kom by die lughawe om maar 'n uur te wag. Fuck, jy sê daar, jy weet, imagine dat jy het 5 in jou pel, jy drink 'n biertjie, soos alles gaan net lekkerder wees dan. Oh, absolutely. So ek gaan nog aanhou hard werk dat ek by daai punt kan kom teen die tyd dat ek 40 is. En dan vir my pelle ook sê bring julle kinders, bring almal. Nee, nou raak jy rof. Kom net. Nou, maar iemand moet nou intree en sê hy kinders moet by die huis bly. Nee, bring almal. Luister. Ek wil my mense daar hê. Luister. Luister, Trevor was 'n massive hit in Edinburgh. Ja. But since then dink ek en dis net van 'n ou wat van die buite. Ek het nog nooit Edinburgh events gesien nie. Ek het nog gegaan, ek wil net gaan een keer. Ja. Jy is 'n hit in Edinburgh. Jy's op my bord baie gereeld. Ons sien nie Suid-Afrikaners op my bord gaan nie. Nee, ek is nie soos 'n Trevor toe hy daar was dit soos the whole festival was buzzing soos who's this Trevor Noah guy. Dit was groot. En ek dink ook omdat hy in daai tyd so openly kon praat oor race. But in a way that didn't feel like awkward for white people. Because he makes you feel so comfortable. Ja. So dit was ook soos want jy weet soos mense daar praat nie regtig oor ras nie. Ja. Want daar's anyway is nie net swart mense ja, in Edinburgh. Een ras. Ja. En hier kom die Trevor en hy praat oor ras en racism en hy was massive. ek dink dit was vir mense soos wow. Ja. Jy weet, maar dude, nee, Edinburgh die goed wat daar Alfred, ek bedoel, jy sien goed daar wat soos like you can't even ek kan nie eers vir mense in Suid-Afrika verduidelik die shows wat ek daar sien nie, want as jy dit vir iemand moet verduidelik, gaan hulle gaan what? She pulled a carrot out of a vagina. Jop. Dan sê jy soos That'll do it. Dan sê jy soos ja, maar dit in die was show. ja, maar dan sê jy Dit was soos in die Thailandie. dan ja, maar dan sê jy soos nee, maar dit was snaaks. Dan sê hulle soos, dit was snaaks. Hoe was dit snaaks? Dan sê soos, nee, maar jy verstaan nie. Dit was soos, jy kan dit nie eens verduidelik nie, dude. Soos, dit is crazy goed wat daar kom speel. Maar, ek probeer Edinburgh bietjie hiernatoe bring deur, ek het vir Skalk Besuidenheids Christmas Bonanza laas jaar by die Baxter vir Daisy hier gehad. Ek kon nou, en ek het daar ontmoet. Ja, wat 'n drag king is, so that's the reverse of a drag queen. It's a woman who does a male Dude, en sy doen dit goed, hè? Ja, en sy is 'n hit in Edinburgh. En dan hierdie jaar gaan ek dit weer doen, maar ek bring 'n dude van Australië wat hierdie jaar genomineer was. Nee, laas jaar genomineer was vir Best Show in Edinburgh. Wat sy naam? Josh Glance. Ag, ek het hom nog gesien. En hy's ook soos it's not stand-up, dis meer so sketch, bietjie sketch character comedy en goeters. I don't even know what you would call it. Actually, the term for it is more like clowning, which is, maar dis nie clowning soos kids birthday parties clowning. Dis soos the proper clowning wat jy gaan leer in France. Jy weet wat kom eintlik van mime. Ja. Maar dis nie mime nie. Anyways, moeilik om te verduidelik, maar soos ek bring hom en ek sien baie uit vir mense om soos want hy's so wonderfully weird, maar nie weird op soos half 'n Voldemort manier nie. Soos nie op 'n creepy manier nie, maar soos you gotta see it. Hy's very endearing. Okay. Maar kan nie wag vir mense om te sien nie. Ja, I can imagine. Luister. Hy's een van my absolute favorites. Hy laat my hard lag. Okay. So nou maar as 'n ding by Edinburgh, like hulle sit jou as jy sold out is, dan gaan jou naam op die bord, Ja, but that's like
Is dit so 'n ding? Is dit like a Nee, dis elke dag. Soos Okay. die shows wat uitverkoop is vir daai dag skryf hulle op die bord en almal is amper op 'n naweek op die bord want die naweke volle? groot influx van mense. So dis nou nie oor 'n naweek hierdie moes achievement op 'n bord te wees nie. Dis 'n achievement om op 'n maandag aand op daai bord te wees. Maar ja, Edinburgh is ook maar iets wat I'll keep going back. Ek weet ek het eendag die voorreg gehad om met Eddie Izzard daar te praat en sy het gesê ja, only after 7 years stuff started happening. En dis Eddie Izzard. En dis Eddie Izzard. So dit jy moet net aanhou gaan. Jy weet want jy kan ophou in die 9de jaar en die 10de jaar is die jaar wat you would have got in your break. So ek wil net nie ophou nie want ek's net soos next year could be the year. Maar weet jy net ek like jou ek dink ek en jy dieselfde uitgangspunt. Iemand het die ander dag gesê it was Jimmy Carr het gesê what is being rich really? Being rich or wealthy is when it doesn't matter how much money you made that you'd still be doing the same thing. En ek dink is die waarheid vir altyd van ons. Ja. Dit maak nie saak hoeveel geld of hoe min geld in stand-up is hier. Ja. Jy gaan altyd wil gaan. You know, you're always going to want to do Ja, want ek speel elke week die lotto. Doen jy dit? Op my Jy en my broer, albei. Op my banking my app. broer sê altyd vir my, want hy's so slim doen en hy's so weird ding om te doen. En hy sê altyd vir my, ja, if you're not in it, jy weet nie, gaan jy staan nie 'n kans nie. Nee, presies. Nee, ek het die meeste geld hierdie week gewen wat ek nog ooit gewen het, R2000. Jo, Ek het nog net so 25, R50, R2000 gewen. 2000 is baie. So, ja, want dis is 'n hele paar maande se later kaartjies wat ek nou net teruggekry. So anyway, ek speel altyd en dan baie keer dan is die jackpot, jessie man, stupid. 60, 70, 80 miljoen rand. Soms meer, 120 miljoen rand en dan dink ek by myself, imagine ek wen hierdie. Wat sal ek doen? En elke keer is ek sal ek dan ophou stand-up doen want ek soos dis my werk. So as ek ophou werk dan jy weet baie mense sal gaan as ek 120 miljoen rand wen gaan ek nie meer werk nie. En ek was soos ek gaan nie meer wil werk nie, maar ek gaan nog wil stand-up doen. Want stand-up is nie altyd werk nie. Ja. Wanneer dit voel soos werk is like when you emceeing like a corporate event wat jy nie corporate event from 8 to 5 in the afternoon. Ja. Yes, then it's going to feel like work. Maar soos nee, gisterand ek 'n show gedoen by die Drosdai Theater in Stellenbosch en dit was dit soos Nice. that didn't feel like work. Nice. 240 mense, they laughed, I had a joel. Dis nie werk vir my nie. Dis nie werk nie. Ek sal eerder dan gaan, weet jy wat, ek is nou 'n miljonair. Kom ek maak die show R50. Make it more affordable for people. Ja. Because I'm not depending on that money. Ja. Maar ek wil net 'n show doen. 100%. Luister en ek voel ook like selfde ding vir my. As ek 120 miljoen rand moet werk uit die lotto uit, dan gaan ek gaan seker my kinders se lewe 'n bietjie opneek want dan kry ons 'n hele staf en ons travel nou. Ek doen nou stand-up op steroids want ek kan bekostig om 'n homeschooling vir die lady te hê en ons is nou ons gaan oral. Ja. Dit gaan net my stand-up verder vat. Maar anyway, so wat ek nog oor praat was die acting. Wat is jou want toe ek het altyd initially het ek aan jou gedink as 'n actor wat stand-up doen. En toe nee, andersom. Stand-up wat act. En toe doen jy so baie acting goed soos Canary en like toe watch ek jou, toe gaan ons op feeste saam. Ek onthou toe ek begin het toer het saam met julle op feeste dan is ek soos dan gaan watch ek die plays en goed wat jy in is en is ek like shit, Skalkie is 'n actor. Ja. Because it takes you by like surprise a little because jy's gewoon die chommy van jou doen stand-up. Ja. En dan toe begin ek dink, die dude is 'n actor. Die dude is 'n actor. En dan waar is die focus nou of hoe voel jy nou oor acting? Ek dink ek is nog steeds 'n stand-up wat acting doen. Ek dink similar aan iemand soos Ellen Committee en ook Rob van Vuuren. Net want stand-up is wat ons ouer Rob doen al vir baie langer acting voor hy stand-up even begin het. Maybe is hy nie 'n goeie voorbeeld nie, maar soos Ellen. Want net
people firstly know us as a stand-up. If you ask most people, Skulk of Alan gaan, oh, he's stand-up, but he's also a good actor, but he's a stand-up. Hulle ken ons as 'n stand-up en ek dink ook want soos ek kyk maar wat doen ek vir die meeste in 'n jaar? Ek doen my jaar is 70-80% stand-up en 20% acting. So for that reason I'd say I'm a comedian, wat my brood en botter is comedy. Acting I do when I firstly get an opportunity wat lank genoeg vooruit beplan is dat ek actually kan tyd maak in my skedule en weet okay, I'm not taking stand-up work dan. Want ongelukkig in Suid-Afrika baie acting gigs is soos hier's hierdie rol, ons skiet oor 2 maande. Soos ek het nie ooit in my skedule 2 maande van nou of net 'n oop maand nie. Ja. Want veral met soos jy weet corporate events boek jou so ver vooruit. Ja. En dan baie keer is dit 'n availability ding, maar baie keer met acting as iemand soos my sê ons het 'n project coming up en sê gee my nou die datums. Jy hoef nie nou vir my kontrak te gee nie. Laat ek dit net afblok so lank in my dagboek. En ja, so hierdie jaar is daar 'n lekker acting gig wat opkom. En ja, ek like altyd acting, maar na so 'n maand is ek soos wil weer op die stage. Ja, 'n bietjie stand-up doen. So 'n maand op 'n slag hier en daar is vir my lekker. Ja. Want jy's 'n professionally trained actor. Jy het UCT toe gegaan, jy het gestudy. Ja. Jy en Glenn was julle in dieselfde klas? Nee, hy's 'n paar jaar, Glenn Bierman Pam was so 4 jaar bo my. Is dit? Ouer as jy? Ja. Okay. Maar ja, ek weet ook nie eintlik of hy nog regtig mee stand-up. Nee, ek dink jy doen baie stand-up of hy's meer in die production. Directing. Hy doen nou weer begin in die directing wat nou weer 'n hele ander beast is. Ja, 'n ander ding. So nou jy's 'n professionally trained actor, maar athlete. En nou sê jy 'n professional athlete. Kyk, hy high-techs met hy skoene, wanneer die kyk. Dis isn't for fashion. Dit is wat jou ek kan nie 'n skoen aankry op die oomblik. Ek kan imagine jou voete seker 'n stuk geswel. Maar nou ja, soos jy's wat mense nie weet nie, daai tyd toe jy fundraiser gedoen het vir die kinders. Onthou jy by jou skool? Ja, vir die brug. Ons het 2 gedoen. Ja, die brug het geval. Ons het 2 keer gedoen. Een gedoen in Pretoria by Atterbury en toe een by jou skool waar jou pa die onderhoof was. Ja. En daai was die eerste keer because as jy nou ou like normally die grappies, die funny dude, jy's een van die funnieste ouens wat ek ken. Jy sien nie hom as like hierdie akademiekie. Toe loop ek verby een van hy blackboards. Toe sit net Skalk Besaidenout, wiskunde, accounting, alles. So jy het opsies gehad. You didn't have to do this. Nee, ek like dit altyd om daaroor te brag want soos ek is baie. Jy was 'n A-gemiddelde student. Ja, ek het 7 A's gehad in matriek, 7 onderskeidings. Ek brag daaroor want ek het my moer afgeleer in matriek. Soos ek het regtig hard gewerk. Ja. Jy weet, ek was nie een van daai mense daar, ek onthou as 'n girl, al my as jy hierdie kyk, sorry, maar was al my, maar sy was daai girl wat altyd so is, ek het nie geleer vir hierdie toets nie. Ek weet nie hoe gaan ek deurkom nie. En dan kry ons 'n punt en dan sy 90%, dan sê ek soos bullshit. Jy het geleer, maar dit is soos meer haat om te gaan soos ek is net naturally so slim. Ja. Maar in elk geval ek was soos ek beter 90 kry vir die toets want ek het my gat afgeleer. Ja. Maar ja, so my vakke was nie so moeilik nie. Ek het nie die vakke waarmee ek nie goed was nie, soos accounting, wetenskap, biologie, daai goed wat jy regtig moet verstaan. Wiskunde het ek weet nie hoe ek 'n onderskeiding gekry het nie, ek het vir ekstra klasse gegaan. Ja. Maar goed dat jy soos want omdat ek het 'n goeie geheue, want ek nog altyd redenaars gedoen. Ek goed onthou. So enigiets wat ek uit my kop uit kan leer soos 'n papegaai het ek geëis. So dit was ekonomie. Ek het nie geweet wat ek skryf nie, maar ek het net die woorde geleer. Ja, okay. Besigheidstudies, geskiedenis. Geskiedenis is maklik want dit is net 'n storie wat jy moet memoriseer. Okay. Mandela het uit die tronk uit gekom en toe gebeur dit en toe gaan stem ons en toe gebeur dit en toe word die ANC en toe gebeur dit. Okay. Dit is net 'n storie wat jy leer. Jan van die Week het hier aangekom, toe dit en toe 'n paar jaar later dit. So dit is net 'n storie. En hier soos daai was jou en dan wiskunde. Nou my ding is wat ek vir jou wil gee is. En LO was multiple choice, so dit was maklik. Jy weet, ek moet net jou witbroekie inpak. So vir my is dit 'n geval van ek het ook hard geswat, maar daar's baie van ons wat dit maak nie saak hoe hard ons swat nie. Ons gaan nie by 7
distinctions uitkom. You got to just take it. You were talented. Jy het baie opsies gehad in jou lewe. En jy het gekies om te gaan act. En ja, soos ek dink met 7 onderskeidings kon ek gaan, kyk, ek sou nie iets kon gaan swat, enigiets met nommers nie, want soos, ek kon nog matriek wiskunde deurkom, maar ek kan jou beloof, sodra dit gekom het by universiteitswiskunde, my brein is nie aangelê vir nommers nie. So, universiteitswiskunde sou ek nooit kon pas nie. So, iets soos 'n pilot, of goed waar jy regtig moet nommers ken. Ek dink ook medies, daai goed wat jy wetenskap moet verstaan. Maar ek guess daar was ander rigtings wat ek kon gaan. Ja, maybe law, want dit is ook soos goed wat jy uit jou kop uit moet leer. Ek sê my, jou ouers, hoe was jou ouers? Kyk, ek ken hulle is vir my nice mense, maar as nie my pa en ma nie. But like, jy het goed gedoen in matriek. Mense, ons, daai boomer generation, no offense, hulle was, jy moet 'n dokter, accountant, 'n lawyer word, en hier kom jy en jy doen, hey, my kind, jy kan enige ding doen, you know, hoe gaan word jy nou 'n actor, en toe na acting, los dit, ek gaan nou stand-up doen. Hoe is jou ouers met al hierdie shifting? Like, nee, hulle is nou cool, because they can see the success, maar, ja, toe ek so graad 10 was, want dit is maar wanneer jy moet begin besluit, soos, okay, wat se vakke gaan ek nou vat, om met die oog op wat jy wil gaan swat. Ja, toe het ek al gesê, al lankal, acting gaan so drama. En my ma was gestres, want sy het 'n onderhoud gehoor op die radio van 'n ou actor, met wie hulle onderhoud voer het, wat gesê het, hulle het vir hom gesê, wat is jou advies aan al die jong kids daar buite wat wil acting doen? En hy het sê, moenie, daar's niks werk nie, moet dit nie doen nie. Ja, wel, jy kry dit baie. Dit het my ma so uitbreek, en nou quote sy heeltyd my hierdie actors, sy sê heeltyd, hierdie ou het gesê, skalkie, daar's nie werkie. En ek, selfs op 16, het ek vir gesê, nee, hy kry nie werkie. Ja. Daai ou kry nie werkie. Dis nie te sê daar's nie werkie. Ja. He's just going through like a dry spell. Ja. Want hier kyk, ons kyk net elke aand, en daar's shows. Ja. Daar's actors. Daar's baie shows. Daar's werkmense. Ja. Daai ou het net ek weet nou nog vandag nie, ek weet nie wie dit was nie. Ja. Maar maar dit klink soos 'n ding wat 'n actor sal sê. Well, an actor is not doing well. Ja, sal gaan, there's no work. Ja. Meanwhile, it's net soos now, I don't have any work at the moment. Yes. Or in the last while. Ja. En dude, jy kry actors wat nou weer baie besig is wat vir jy gaan. Ek het gegaan, wat sê nou maar, is nou 70, so nou speel hulle 'n klomp rolle, want hulle speel nou die oupa. Ja. Hulle sal vir jou sê, van 50 tot 55, het ek net nie werk gekry nie, want I was too old to play a dad, but I was too young to play a grandpa. Ja. So, dit gebeur, mense gaan deur sulke, maar ja, en toe het my ma my probeer oortuig om journalistiek te swat of law. Sy het gesê, sy dink ek sal goed wees in die hof, omdat ek goed is met redenaars en debat. Ja. So ek kan iemand oortuig, die judge oortuig van my standpunt, van my kliënt. Ja. Dus ek sê, there's no point. Ja, dus ek gaan nie jou geld mors in my tyd. Ja. Want ek kan jou beloof, ek gaan dit nie doen nie. Ja. Ek kan nou gaan sit in die boeke, in die eksamen slaag. Maar ek gaan nie dit doen nie. Maar jy was in redenaars. Jy en Ernst het nog mense gehelp met redenaars. Ja, ons het speeches geskryf. Jy het speeches geskryf, ja. Ek het nooit geweet mense skryf betaal om 'n speech te kry nie. Ek het nie geweet dit is mense het ek het dit tannie gehad as my speeches geskryf het, want op daai stadium was dit al almal se speeches word geskryf. Die going rate was toe nou nie so duur so dat ek en Ernst gecharge het nie, maar ja, ek seker julle was baie popular. Want Ernst kan skryf. Ernst kan ook skryf. Ons het 'n paar geskryf, maar die probleem was ons vriendin, jy ken vir Bibi, né? Ja. Sy het ons gehaat, want sy was soos, dis fucked up dat julle speeches skryf, want kinders moet hulle eie speeches skryf, en ons is, we don't make the rules. Ja. Dit is nou wat gebeur, mense skryf speeches. As ons nie dit skryf nie, gaan iemand anders dit skryf. Ja. En toe vind sy uit wat ons charge, en toe sy weer kwaad vir ons. Toe sê ek maar, Bibi, jy kan ook dit skryf. Toe sê ons, die probleem was dat op daai stadium was ons soos, hierdie is die minimum wat ons nodig het vir die tyd wat ons insit, want dit vat tyd om 'n speech te skryf, om 'n redenaarstoespraak te skryf. So, want jy moet dit research en alles. Toe sê ons, ongelukkig, ons gaan moet 2 dae spandeer om dit te maak, om hierdie ding te doen. So,
so dit is wat ons moet charge. Dit is die minimum vir ons tyd om die moeite en werd te maak. Ouers betaal. En ons het vir die tannies gesê, luister, totally verstaan as jy dit nie wil betaal nie. Dit is duur. Ek dink ek het vir die een tannie gesê, ek sou dit nie betaal vir my kind nie. Dis te duur. Ja. Maar dit is net enigstens goedkoper is dit nie ons tyd werd nie, want ons is boer besig. Totally. Totally. En ja, maar daar was een of twee anties wat Pretoria tannies, die een vrou, dit het vir my so, ek was al 'n bietjie nervous, want sy soos dit gevoel of ek 'n affair het met haar, en sy het gesê, my man mag nie uitvind hiervan nie. Is dit? Sy mag nie uitvind ek het soveel geld spandeer op hierdie nie. Hy sal 'n gasket blaas. Dis ek sê, moet jy maybe jou man sê? Sy was soos, nee, maar net my man kan nie uitvind. Ek was so self. Mense is intens oor hulle kinders se opvoeding. Like, ek voel dit nou met my eie laaitie. Ek is ook like, hy's maar in graad 1, maar ek is like, wat kan ons nog doen? Wat ekstra kan ons doen? Want jy voel asof jy wil hom help so ver as wat jy kan in die lewe, want dit is moeilik daar buite. But people are intense, dude. Ja. Anti-cheat 'n paar man met 'n redenaars. Ja, want sy gebruik die huis se geld. Of ek dink sy het vir hom gesê, as ek reg onthou, sy het vir hom gesê sy het geld nodig vir iets anders, maar toe spandeer sy dit op my errands toe. Ek onthou toe ek die eerste keer saam met julle skryf vir die ware narheid. Toe besef ek eers, Erns het altyd ons maar net geboek en jou gemanage en. Ja. Toe besef ek, maar Erns kan skryf en toe vind ek uit Erns se pa was my maale se EDO. Hy was die inspekteur by die skool, so my maale het vir Erns hulle geken. Small world, dude. Ja. Maar anyway, so Ooskaap is klein. Maar want hulle is mos van uit Naag. Ja. But ja, so die ding is jy's nou deur die acting, jy travel verskriklik baie. Ek wil weet, toe jy het nou 'n bom laat bars in ons wêreld, want toe jy nou sê kyk jy divorce, right? Jy divorce en in great skalk style ons divorce. Ja, ons divorce. En in great skalk style het jy het nou 'n show. Hey divorce. Ja, baie mense gaan I'm looking forward to a new show. Hey divorce. Dan sê ek soos dis 'n akkieteken sommer. Dis 'n akkietjie, né? Afrikaans of 'n grafis, een van die twee. Ek dink dis 'n akkieteken, ja. Hey divorce. Ja, dit rym. Ja. Never call a show. Hey divorce. Ja. Hey divorce. En so hoe diep gaan jy in? Ek weet nog nie, ek nog nie die show geskryf nie, want die toer moes op seil gaan. Ja. So ek was dus half I now want to do a show about it. Ek wil dit unpack. So en die tickets moes op seil gaan en ek het al idees en goeders. En ek was net soos want toe was dit net soos kry poster uit, kry titel en just put it out there en ek sal nog sien waar gaan die show, but it's not wat ek al wel weet is ek het van die begin af geweet met die hele divorce was ek soos somehow to finally deal with it and close the book gaan ek moet dit unpack op stage. Ja. En ek dink nou maar net dit is 'n comedian. Some people call it the comedian's curse. Ja. That is nothing is sacred. Ons moet alles deel. Ja. Maar ek weet nie ek het net geweet this is something I have to do. Ja. Jy weet. En ek dink die boodskap in die show is nie gaan nie wees and actually nothing about my ex-wife. Dit gaan actually minder oor haar as wat dit net gaan oor firstly finding yourself in this new position as a divorced man. Back in the club, baby. Dit is 'n hele fucking jy's getroud, jy kyk nie eers vir ander girls en ek was baie loyal, jy weet, ek het nooit en nou skielik soos single. Maar nee, ek sê nie single nie, I'm single divorced. Dis 'n ander tipe single. Ja. Single divorce en jonk, baie jonk. Dude. Ja. Want dis anders, dis een ding om vir 'n girl te sê ek single. Dis 'n ander ding om te gaan ek single want ek is my ex is geskeide man. Jy weet, en dan die volgende layer van dit en like thank God that didn't happen, maar soos ek is single en geskei en ek het 'n kind. Ja. Want dit is 'n hele ander layer. Maar in elk geval
So ek was half I'm gonna unpack it, maar so ek praat meer oor soos die nuwe chapter, die nuwe awkward ding van weer mense ontmoet, the whole thing of like starting to put yourself out there again, en dan het ek 'n boodskap oor trou en die huwelik en goed wat ek nie nou te veel oor wil ingaan nie, but it's basically like I'm not jaded about it. I still think marriage is probably the best thing you can ever do. Ja. Ek kyk nie nou as 'n divorced man terug en gaan sê screw marriage, I don't know how people do it, of eerlikheid, I would never do it again. Dit is net soos if you are married, appreciate it, want it's amazing. Ja. So dis eintlik 'n baie positiewe message, en dit is nie net, ek dink wat baie mense sien nou hy divorce en ek dink baie mense gaan 'n kaartjie koop, Ja. want hulle gaan we want to hear him bitch about his ex-wife of wat verkeerd gegaan het, of it's a but- very negative ding Ja, in hulle but- koppe, wat jy weet mense hou van die sensasie van goed. Ja, presies. Maar dit is eintlik nog 'n positive message oor die huwelik being such a amazing thing. Dink ek het gaan dit wees. Ek moet dit nou nog mooi uitfigure en skryf en alles, ja. Maar ek dink jy baie keer die audience weet jy, ek sit ook datums kom uit. Dan weet jy nog nie, jy het idees vir die show, maar jy weet nog nie eintlik nie. Ja, en weet jy nou, soos mense besef nou nog nie. Dit is vir my altyd so funny. Soos they still don't understand the concept. Nie meeste mense doen, maar baie mense still don't understand the concept that stand-up comedy, you are you on stage, and when whatever we say is the truth. Ja. So mense sal gaan, weet soos, want ek het nou al begin praat daaroor op stage. Soos, was that true? That are you really now divorced? Says, yes. I wouldn't say on stage, It's not a joke. I'm divorced. En dan na die tyd, oh, is it true? No, I'm still married. No, it was just a joke. Jy joke nie oor sulke goed. Dit is soos, jy joke oor die waarheid. Ja. Dit is waaroor jy is joke. moeilik. Gisterand, die show wat ek gedoen het by Drosday, I like wore my medal for the show, because I was like, I just finished the comedy. Now, obviously, kon ek nie lekker loop in die show, en ek het meestal stil gestaan in die show, maar ook, toe ek nou opstap, is soos my bene styf en goeters. En, na die tyd, mense ook soos, weet jy reg die comrades gehardloop? Ek soos, ja. En hulle soos, ons tog jy joke. Dude, mense, Ek soos, maar, ek gaan nie aspris so snaaks loop en goed, because it's not a play. If it was a play, I can understand, want dan gaan jy soos, Dis 'n karakter. It's not real. Ja. Maar ek soos, wat ek sê op die verhoog is real, julle. Alles is real, alles is die waarheid, ek maak niks op nie. Toe die hele divorce ding uitkom, sê vir my, ek het gewonder, weet goed wat 'n mens wonder. Ja, hy is genoeg blaas die ding uit. Het jy geweet die storie kom uit, of het jy ook 'n surprise gekry, of bel hulle vir jou? Jy weet, like, Nee, hulle kry jou nommer, die joernaliste, en dit met so iets, jy moet maar weet, jy moet jouself prepare vir die press. Ja. Hulle gaan kom, hulle gaan daaroor wil praat. Ek dink persoonlik dis beter om met hulle te chat, as wat laat jy hulle speculate, en veral met my egskeiding, want ek was so half, ek wil nie mense moet speculate nie, because there wasn't any malice, en ek wou nie hê, daar moet nou, what happened, of wat ook al, en het iemand gecheat, of wat ook al, because it wasn't anything like that. So toe ek soos, toe die joernaliste my kontak het, ek gesê, cool, I knew this would happen, en toe ek soos, let's chat, en ek het probeer om vir hulle soveel detail te gee, but at the same time so min as moontlik detail, want ek wou nie soos te veel in ons persoonlike lewens ingaan nie, maar ek wou basies net laat hulle mooi verstaan, it was more circumstantial, a circumstantial ding, van my lifestyle, wat nie meer in die ander persoon se plan ingepas het nie. Eerder as iemand wat iets messed up gedoen het. Ja. Jy weet. Maar ek dink jy het goed gedoen om dit te kwel. Want almal gaan naturally maar dan dink hulle, weet, en jy weet hoe met 'n man, dan sê hulle, ja, skalkie toer, hy het seker gecheat. Dit is maar altyd wat mense gaan in die knee-jerk reaction. Ek like dat jy vir hulle verduidelik het, because jy's reg. Dat het dit baie vinnig 'n non-issue gemaak. Jy het baie vinnig geskuif van divorce en na mense, was nie tyd vir sensasie bou nie.
And then it just became like, it didn't work out. And Ja, en as jy now is it nie 'n big deal meer nie. Ja, en as jy daaroor praat, is dit soos half he wouldn't be talking about it if there was something to hide. Jy weet, dis as jy skielik stil word dat mense gaan, why is he quiet? Hy wil hê ons moet vra nie. Ja. So I handled it the best I could. Dit is maar 'n moeilike ding want soos dit gebeur skielik met jou en dan soos how do I handle this? Ek het nog nooit so iets gehandle nie. So jy figure dit nou maar uit. Jy hanteer dit nou maar op die manier wat jy dink die beste is, maar dit is maar moeilik, ja. Ek dink jy het goed gedoen. Ek dink dit is nice om te hoor. Ek is bly jy sê dit ook hier, so it's nice om te hoor. There was no malice. It was just, because not everything is it's ugly. Jy weet, like ek is bly om ja, presies, ja. Maar luister, voor ek jou laat gaan, die laaste ding wat ek wil weet, jy skryf verskriklik baie shows. Ek kyk altyd aan jou en dink ek, hoe doen? En die goed is, it's good stuff, man. It's asof like, ek gaan kyk nooit like 'n skalk show nie, because I will come and watch, sonder om jou te sê. But ek kan nog nooit by 'n bonanza uitkom, jy het my al genooi, but for some reason. Maar ek kyk altyd en goed en dink ek, hoe kom jy by so baie materiaal uit? Want daar was 'n tyd wat was die laaste one-man show wat jy gedoen het, een wat jy nou net weer getoer het? Die naam? Crowd Pleaser. Crowd Pleaser, maar voor Crowd Pleaser. Feeling Good. Feeling Good wat jy gedoen, en jy daai ding gedoen met jy en die pianist, jy en die, Skalk Sing Sleg, Skalk Sing Sleg, op dieselfde tyd. Ja. Dink ek, these are two different shows. I don't know, what's your process? Like, dude, ek bedoel soos my lewe is besig en hoe besiger jy is, hoe meer goed gebeur. Jy weet, so en ek probeer als in material, so ek selfs gisterand was ek soos I can't go on stage and not talk about the comrades. Jy weet, en vir my altyd the best comedians wat ek kyk wêreldwyd is soos die ouens wat regtig topical is. Nie noodwendig hoef nie oor die nuus te wees nie, maar oor ten minste oor soos wat in jou lewe aangaan. Jy weet, en ons heeltyd development. So ek was soos, ek kom nou net van die comrades af. Dit gaan weird wees as ek nou op die verhoog gaan, net die show doen. Ek mention eers of ek sê net ek het die comrades te doen and that's all. Ek moet bietjie oor dit praat. En dan en jy kan nie oor dit praat sonder dat dit snaaks is nie. So ek probeer dan backstage altyd bietjie soos okay, comrades, what can I say about it? Al is dit we are the beats, 'n minuut, jy weet. En dan ook oor goed in ons land. Dit is vir my fun om te praat oor relevant topics. Ek gaan nooit so te diep in dit in nie, want ek is nie 'n political comedian nie. So as ek praat oor Elon Musk byvoorbeeld, I'm not getting like into policies en jy weet, ek maak net jokes. Maar soos nou ek het 'n lekker joke oor die Afrikaans refugees. Okay. Want ek was net soos ek's Afrikaans, Afrikaans ek soos I need to write something about it. En baie keer voel dit so wat is daar nou te sê en dan gebruik ek 'n draf. Ek gaan okay, cool. Ek gaan draf nou vir 10 kilos. Ek gaan vandag nie musiek luister nie. Ek los my foon by die huis en ek gaan probeer in hierdie uur wat ek nou op die pad is, soms praat ek hardop. Guys, refugees, okay, what can happen? People say this, what probeer ek nou maar die goedjies vind en ek het nie soos 'n spesifieke proses nie. Ek doen nie die mind maps. Ek kan ook nie. Ek doen nie die ek moet dit net soos ek praat net hardop en dan figure it out en dan vind jy soos punchline nie en dan sodra ek soos al is dit een kort joke, do it on stage so gou as moontlik want dan groei dit elke aand. Ja. Want en dan teen die einde van 'n week is dit soos daai 30 sekondes het nou al 2 minute geword. Ja. Dit is ook hoe Trevor gewerk het toe ek vir hom geopen het, jy weet, soos hy begin net met 'n kort ding van wat nou in die nuus aangaan. Every night word langer. Eerste show was dit 5 minute teen die laaste show is dit soos 20 minute, jy weet, met hy add en build en daarop. Ek dink ek en jy, ons is baie dieselfde. Ek skryf net 'n idee neer. Ek skryf nie met 'n boek. Endless goed. Ek kan nie. Ek in fact, wat ek nou doen is met die nuwe shows, elke keer wanneer ek 'n nuwe show doen, dan vat ek al die idees en dan doen ek 50 mense aan, net om te sien waar gaan die goed. Ja, ek doen 50-40. Jy het my actually daai ding geleer toe ons daai tyd by ek het dit in Edinburgh geleer. Is dit? Want ek het material shows, Jy doen new material. Ek gaan nou 'n hele klomp new material shows doen einde van die maand, want
ons het dit altyd gedoen by hy huis. Wat sy naam sy is? In Joburg. Wortel. Ja, Wortel sy is, die skrywer. Wat is Wortel se regte naam? Tenis, ek dink. Tenis. Ja. Hy's 'n great skrywer en ons het altyd dit gedoen in die huis. En ek love that venue want jy kon inkom, hulle maak 'n vuur en jy doen is jou audience en jy doen 40 en jy doen like 40 mense maar jy kan 'n uur en 'n half doen en die audience is so meer it's part of an experience so they way more forgiving and it allows you to like take those bits and flesh them out want ek moet skryf op stage ek kan dis waarom ek altyd die opening nights dread vir al die groot opening nights because like die tyd wanneer ek daar kom wil ek al my footing het en ek weet nie hoe doen mense want nee as nou 'n splinter nuwe show soos ek weet Ellen Committee en Mark hulle skryf die show koud en gaan doen hulle dit it's an ability that I just don't ek weet dit ook en ek kan dit ook nie so kan nie ek moet dit panic te feel I have to have fun with it. I have to have fun with it. Ja, teen die tyd as ek die Baxter doen en 'n 600 mense, like teen daai tyd moet dit al my 100ste show wees van daai show wat ek ken hom al. Back to front. And I'm not just like I'm not even concentrating anymore. Ek jol hom. Dis lekker tye. Because vir my mood is baie belangrik met shows. But anyway, luister, dankie dat jy gekom het. Sorry, ek kyk net na die tyd. Kyk vir jou. Luister, dankie gekom het. Ek en Skalk is like jare al chommies. So is altyd nice om te sien. Ek maak eintlik verskonings om jou te kry so die podcast om jou te sien. Want ek sien niemand sien jou nie. Ek het vir Skalk bottels van my slegste wyn in COVID gesmokkel en nou jy. Dit was nie sleg nie. Dude, ek het net bottels wat ek verniet gekry het. Jy het gevra vir wyn, het jy wyn? Toe laai ek alles in 'n kar. Toe ek eers op die pad val toe besef ek, hey, jy mos nou permitte nodig om meer wyn rond te ry. Dit was 'n baie scary drive. Terug. Nou ek het goed gegee. Anyway, dankie gekom het, dude. Have fun tonight en ek hoop ek sien jou meer en meer. Ons bly mos in die Kaap, jy moet kom visit. Ja, lekker man, dankie.